Ek en jy het die geneigtheid om wanneer dinge stil raak en dit voel of dinge nie beweeg nie, of dit voel of ons nie rigting het nie, om verveeld te raak. En dan verdwyn ons doel. Ons sien nie meer ons doel in Christus raak. Ons daal voel leeg en ons harte begin afdwaal van wat God vir ons beplan het. Dit is dikwels in hierdie stil ruimtes waar ons verveeld raak. Dit kom subtiel, amper onskuldig, maar dit is baie gevaarlik. Om verveeld te wees is 'n teelaarde vir afleiding, van twyfel en van geestelike afkoeling. As ons kyk na Dawid en Batseba, hy het agtergebly toe die manne gaan veg het. In plaas van saamgaan het hy gekies om te bly en om nie deel te wees van die aksie nie. En sy oë het begin dwaal. 'n Enkele oomblik van traagheid het 'n ketting van sonde ontketen wat geslagte geraak het. Wanneer ons nie meer beweeg in gehoorsaamheid nie, verloor geloof sy momentum. In Romeine 12 vers 11 staan: wees nie traag in ywer nie, wees vurig van gees, dien die Here. God roep sy kinders nie tot rusteloosheid en verveeldheid nie, maar tot doelgerigte volharding, hypomonai. Dit beteken om vas te bly staan en aan te hou beweeg. 'n Geloof wat nie passief raak nie, maar wat voortdurend sy krag vind in ons verhouding met God en in gehoorsaamheid, om te doen wat ons lees, om te doen wat ons hoor. Die apostel waarsku in Hebreë 6 vers 11 en 12, en ons begeer dat elkeen van julle dieselfde ywer aan die dag sal lê, om die volle sekerheid van die hoop tot die einde toe te behou, sodat julle nie traag word nie, maar die navolgers van diegene wat deur geloof en lydsaamheid, hypomonai, die beloftes beerf. Ware volharding is nie net om storms te trotseer nie, maar ook om nie slaap te lê wanneer ons in kalm waters is nie. Paulus herinner ons verder in 2 Tessalonisense 3 vers 13. Moenie moeg word nie in die goeie doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Wanneer ons verveeld begin raak, omdat ons voel niks gebeur nie, moet ons juis getrou bly, moet ons juis na God soek, want God werk dikwels ook in die stille. Kyk so saad wat ons plant en onder die grond lê. Ons sien nie wat gebeur nie, maar daai saadjie ontkiem. Hou aan, moenie stil staan nie. Hou aan om na God te soek. Hou aan om jou aandag en jou fokus op God te sit. Want as ons aandag en ons fokus op God sit, selfs in die tye wanneer dit lyk of niks gebeur nie, kan verveling nie oorneem nie, kan ons nie verveeld raak nie. Doelgerigte gehoorsaamheid hou die vuur van geloof aan die brand. Dit beteken ons sê, ek sal nie opgee nie, selfs al is dit stil. Ons dank U Hemelse Vader vir U woord, vir U liefde en vir U genade. Ons vra dat U ons sal vashou in U hand en dat U ons sal help om gefokus te bly op U en U plan. Laat die Heilige Gees in ons lewens 'n werklikheid word en laat ons U soek in die tye wat ons besig is en in die tye wat ons stil raak. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.